Goeiemiddag. My naam is Andre Pieter en dit naam is Stikie Kompakto Asia. Ja, geliefdes, ons is steeds hier in George Groton Valley Plakkerskamp, waar ons 'n boodskap vir die mense vandag het. En dit is om die DEA te ondersteun op 10 en 11 Februarie. Het ons regtig die mense se steun nodig om hierdie wijk blou te hou. Service delivery, goeie regering en dienste wat op tyd is te verseker. Nou ons is hier in die straat. Ons is in die pad. Yes, ons is in die pad. Daar is my vrouwen besig met van die kiesers te praat. Die kandidaat op so'n manier is hulle besig om te praat. Daar staan van ons activisten, die alles is daarboe. En ja, ons is in die pad. Ons is in die pad vandag. Ja, dit gaan, is een mooie dag hier so. Ons is in die pad en die pad is blauw. Die hemel is blauw. In met die blauw. Ja, die mense van 27 en 17 is steeds spyt vir hulle keuse van Wout dat die PA die buite gewen het. Maar die kiesers van wijk 16 het 'n geleentheid. Hy het 'n geleentheid. Die geleentheid is in hulle hande. Yes, die daai is ons kandidaat. Daai is ons kandidaat, Evelyn. Sy is daar. Sy is die kandidaat van ons. En kyk die mooi smile sy daar. Dit is 'n kameraman. Yes, daai is 'n media persoon wat die media verhanteer. En daar is onze kandidaat vandag. Sê hallo vir die mense daar buite. Hoi dag vir jou Lars, vir die kandidaat. Ja, sê. So ja, ons is live vandag hier so in George, waar ons besig is met 'n kaartjie walkabout en engagement met die kiesers van wijk 16. Mooi dag is so in George in en ek skakel later weer in met julle. Ek skakel later. Goeiemiddag. Maar jy gaan vir 'n boodskap gee. Eerstens, wil ons 'n ander gemeenskap met die gemeenskap van Kathoring betoon met die nuus van Nooi wat vanoggend oorlede is. Ons is die Demokratiese Alliansie dink aan julle in die moeilike tyd en ons wil net ons respek om eers te betoon. Ons weet sy was 'n persoon wat 'n vriendin vir baie in die gemeenskap en die gemeenskapleiers gewees het. En daarom gaan ons gedagtes uitgedag saam met julle die gemeenskap van Kathoring. Maar ons is ook hier so vandag. In November, ek was net een dag in die pos as burgemeester aangestel, toe was ek hier in Kathoring. En ons is die Demokratiese Alliansie het gekom en ons het gesê, die inwoners van Kathoring, Skaapkop en Groton Valley, as jy vergeet nie. Al het die toeraadslid julle verlaat en na ander partij toe oorgeloop. Ons as die Demokratiese Alliansie is hier vir julle. En ek wil vandag my boodskap versterk deur eerste ons kandidaat Evelyn Skeepers voor te stel. Evelyn, maar baie belangrik, my boodskap. Toe ek so was in November, het ek die volgende gesê, as dat een van die versoeke van die gemeenskap was, onwettige storting
die toilette wat so onnet was, wat nie skoon gemaak is nie, en ook natuurlijk die waterdruk wat 'n probleem hier was, en dan die belangrikste van alles is die elektrifisering van Kathoring. Nou, ek kan verseker sê met ons besoek, met die burgemeesterskomitee besoek, saam met al die direkteure, het ons spanne ingekry, so gemeenskapsdienste ingekom, en net Vrydag het ek 'n program hier in Newdon Park, in Croton Valley, geloods. 'n Program wat ons besig is om ernstig met onwettige storting besig is. So julle sal sien, ons EPWP-werkers sal elke dag in die areas is, en ons sal seker maak die plek word skoongehou. So dit is die eerste ding. Die eerste ding wat ek gesê het, dan die volgende ding wat die belangrikste is, rondom die installering van die elektrisiteitskragboksmeter. Ons het onderneem om Kathoring en Croton Valley en Skaapkop te elektrifiseer. Nou hierso sê so die belangrikheid wat die inwoners van Kathoring moet weet is die volgende. Ons het geld op die begroting gesit om te begin in Pakkesdorp. Nou die eerste 4 plekke is volgende in lyn. Die eerste plek wat elektrisiteit gaan kry, of kragbokse gaan kry, is Moege ploeg in by 27. So hulle gaan April gaan hulle die elektrisiteitsbokse kry. Daarna met die begroting wat die 1 Julie inskop, is Kathoring, Skaapkop en Croton Valley volgende. So vanaf 1 Julie, as hulle klaar is in Moege ploeg, gaan hulle oorkom Kathoring toe om elektrisiteit weer hier in te installeer. En ek dink dit is ons het baie ver gekom om by die punt te wees, maar dit is belangrik dat die gemeenskap ingelig moet word. Verder het ons ook klagtes ingedien rondom die waterdruk hierso. Ek weet ons departement is besig om die waterprobleem op te los. Ons toilette het hulle kom na kyk en die toilette sal gereeld skoon gehou word. Maar hierdie goed is maar net die begin. Hier was 'n raadslid gewees vir jare en daai probleme was nog nooit op die tafel gebring van die amptenare daar binne nie. Ek het hier gekom in November en ons het onmiddellik aan die werk gespring. Maar vandag wil ek 'n kandidaat vir julle voorstel, 'n persoon wat hierdie probleme van Kathoring vorentoe sal vat. Die persoon wat gaan sorg dat ons hou by ons mandaat om hierdie plek elektrisiteit te gee. En die persoon se naam is Evelyn Steepers. Evelyn gaan 'n bietjie vir gesels oor haar agtergrond, maar dit is belangrik vir my dat die inwoners uitgaan op die 10de Februarie, Dinsdag, vir die spesiale stem wat jy geregistreer is vir spesiale stem om uit te gaan. En dat ze gaan zeker maak jy stem vir Evelyn Steepers. En dan die 11de Februarie, Woensdag, dat is die groot dag, dit gaan Christmas wees hierso, want ons gaan ons mense kom uitdaag. En dan vraag ons allemaal om uit te kom en vir Evelyn Steepers te stem. Maar ek wil nou oorgeef vir Evelyn. Evelyn is ons kandidaat. Sy is die beste ding wat al ooit met Newdon Park, met Kathoring, op enige area hierso by 16 gebeur het. Kan ons om 'n ander klap gee vir Evelyn Steepers. Goedemiddag alle inwoners van Kathoring. Ek wil julle hartlik groet in 'n mooi naam. Dit is vir ons 'n voorreg om middag om hier te kan staan. Ek dink, ja, baie maak DA sleg, maar wat ek vir julle wil sê, dit is 'n leier se plig om sy werke uit te voer. Ek dink ek het nog nooit so 'n groot ding aangepak nie, maar soos ek sê, alles wat ek aanpak was al 'n sukses gewees. En ek wil vir julle ook sê, dit wat ek nou aanpak, is nie net wat het nou gebeur het. Dit kom al baie jare aan. En ek gee vir julle die versekering vandag. Julle kan op my staat maak. Want ek is nie iemand wat gou plat lê in 'n hoekie sit nie. Ek dink ons het nou vir 'n week of 2 ons klagtes gevat. En joh, dit was 'n sukses geweest. En leiers word aangestel om die ander leiers wat bo kan jou is, se werk ligter te maak. En julle sal nie verkeerd gaan nie. Ek bly in Protea Straat 577. Baie ken my. Daar's van julle wat my nie ken nie, maar ek sê vandag kom leer ken my. En julle sal sukses behou. Ek wil dankie sê vir een en een vandag hierso by Kathoring wat jou kruisie gaan maak by die Blauhuis.
Jou kruisie is nie vir my nie, dis vir jou self. Om 'n beter toekoms, verbetering. Ek dink, oral waar kom, kry jy klagtes van 4-5 jaar. So, die vorige leier maak het moeilik vir die een wat nou in die posisie is. So mense, wat ek vandag vir julle wil sê, gee vir my 'n kans. En dinge gaan vir julle nooit weer dieselfde wees nie. Baie dankie. Baie dankie, Evelyn. Ek dink die boodskap is duidelik. Kom ons gee vir Evelyn Stepers se kans. Met die burgemeesterskomitee, met die burgemeester agter Evelyn, kan jy nie 'n beter keuse maak nie. As dit een ding wat ek nog wil sê voordat ons gaan. Nou daar was 'n leenswoord versprei op sosiale media deur 'n sekere Potchefstroom party. Nou kom ek wil net 'n paar van die feite duidelik maak hierso vandag. En het onder ons aandag gekom dat 'n sekere persoon wat altyd teenwoordig is wanneer daar briefies geserve word aan die gemeenskap in notas dat daar 'n onwettige struktuur gebou is. Dat 'n sekere persoon se naam elke keer voorkom. En hierdie persoon dryf hy dryf dat die Demokratiese Alliansie, dat hierdie regering van die dag besig is om mense se strukture af te breek. Nou kom ek sê vir die inwoners, kom ek sê vir die gemeenskappe, hoekom sal hierdie Demokratiese Alliansies vir die inwoners van George in informele strukture, mense in Wendy's, hoekom sal ons 'n beleid goedkeur wat vir julle elektrisiteit gee? Hoekom sal ons geld investeer binne in jou bungalow, binne in jou Wendy in? Ons gee vir jou 'n kragbox, maar ons word afgemaak as mense wat julle strukture wil afbreek. Dit is 'n absolute groot leuen. En ek moet dit onder die inwoners se aandag bring. Die persoon, en sy naam is Brandon Adams, ek gaan dit sommer sê, ek sien ons baie kamera's hierso. Brandon Adams is die persoon wie al die klagtes aangemeld het by beplanningsdepartement, dan stuur hy dit uit. So hy is die persoon wat ons mense se in Wendy's en bungalows wat dan afbreek. Ons moet nie val vir hierdie mense se leuns nie. Het is belangrik dat julle by 16, dat julle vir Evelyn Stepers ondersteun en nie luister na die leuns van die Patriarchal Alliance, die leuns van Brandon Adams nie. Brandon Adams is die persoon wie vir julle piep daar binne. Brandon Adams is die persoon wie al die bungalows aangeplan het. Brandon Adams is die persoon wie verantwoordelik moet gehou word vir al die briewe wat uitgestuur is aan mense in Cornwall, mense in Buckelsdorp en oral hier in die dorp. So Brandon Adams, kom, maak jou kant skoon en sê vir die mense, dis jy wat die mense se bungalows gaan rapporteer het by die munisipaliteit. Dit is belangrik dat ons inwoners hierdie feite moet weet en moet ken. Baie dankie. Nou ja, daar het julle dit. Uit die perd se bek uit, sal ek sê. Uit die perd se bek uit. En hier sit nog 'n ene. Vir 13 jaar volhoud vir Theresa. Ek gaan net wat sy gaan. Ek doen net wat sy doen. Maar die Here van my teer gekom. Dis hoekom ek vir julle wil vermoedig. Alles is leuns. En onmiddellik toe my eie standpunt aanneem, toe kom hy van my teer. My seun is 'n matrikulant en hy werk vandag weer PA. Ek wil julle sê, neem standpunt in. Maak jou eie besluite. Moenie meer val oor asie, want sy staan vir haarself. Ons moet dan basic praat. Dat jy net hierdie ding van die mense sê, omdat hulle so bekommerd is. Daar gaan nie Wendy huise afgebreek word. Dis skone leuns. En die kragslagerij, dis skone leuns. Maar ek wil julle bemoedig vandag. Kom staan en maak julle eie besluite. Die PA het 'n goeie keuse gedoen. Elke een wat 'n Wendy huis het in 'n agterhuis, gaan 'n kragbox ontdek. En dis goeie nuus. So moenie meer
ja, daar's 'n kompatu move. Daar's 'n kompatu move. En ja, daar het julle dit gehoor vandag. Dit is baie belangrik dat ons het 16 moet blou hou. Dat die leens tot 'n stop kan kom. Hoe die Here dit teen 'n mens wat so baie lieg. En daar hou hulle die kerkie voor, maar hoe hulle kan lieg. My naam is Andre Pedro, die ding se naam is Stiekheid Kompatu Asia. Tot later praat ons weer.